So, goeiedag, so lekker om jou vandag te groet. My naam is Aubrey Meiberg, as ons nog nie ontmoet het nie. En ek groet jou hier uit Port Elizabeth, hierdie Oos-Kaap, waar ek verantwoordelikheid neem vir ons Braaimar kampus, deel van ons tuinroete sone. Wat 'n besonderse jaar het ons net gehad, So ons wil dit net sommer celebrate saam met jou oralste waar jy is. Want ek dink dis een vir die boeke as ons dit so kan stel, Nou, ek weet nie van jou nie, maar Kersfees het 'n besonderse plek in my hart. En kom dit vir my ook 'n voorreg is om vandag met jou te kan praat. Juist waar ons verder gaan met ons reeks, 'n storie van die koning. Nou, ek dink ons almal het dalk moontlik stories van Kersfees, Daardie oomblik waar ek daardie oggend dalk die geskenk oopgemaak het wat ek nog altyd voor gewag het, of dalk daai geskenk wat ek gewonder het hulle nie mooi gehoor nie. Dalk is dit nie vir my 'n baie great herinnering nie. Een ding van stories net wat vir my amazing is dat stories help ons om te voel. Maar dit inspireer ons tot aksie ook, baie meer as feite en statistieke. En so kom in hierdie jaar waar ons regtig stil gestaan het in die boek Hebreërs, is daar iets van hierdie wat na vore gekom het. Ek wil weer vir jou lees, net uit Hebreërs 1, vers 1 tot 2. Hy sê in die ou tyd het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. En dan gaan die Hebreërs skrywer natuurlik voort om te verduidelik wie die seun is, die koning, die afdruksel. Hy is die ene wat kom redding bring het. Hy is die ene wat die troon natuurlik opgeneem het, aan die regterhand van God gaan sit is. En dis besonders, want as ons net dink oor profete, is profete die aankondigers, of die ouens wat mense herinner het, natuurlik aan die belofte, waantoe alles op pad is, en dat ons gaan vooruitkyk om dit te sien. Hulle herinner ons van die storie van die koning. En ek dink is so belangrik, wanneer ek en jy dink oor die stories van Kersfees, wat het ons gehoor, wat het ons geleer, en dis eintlik wanneer die Hebreërs skrywer in Hebreërs 2 ons net weer en daarom herinner. Nou dat ons alles gehoor het, is dit soveel ter meer vir my en jou om aandag te gee aan dit wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie. En ek dink in ons samelewing waar ons so gedryf is deur informasie, en ek dink is maar eenvoudig, feite en statistieke is een van daardie gedeeltes, kan ons so maklik opgeneem word, en die storie kan eenvoudig verswelg word. Dis baie keer ons omstandighede wat veroorsaak dat wanneer ons na hierdie storie gaan kyk, dat ons 'n klomp vrae het. Ek dink so 'n bietjie terug net aan Israel. Israel wat hierdie belofte ontvang het. Aan Abraham, Isak en Jakob van die koning. Hierdie koning wat gaan kom en hy gaan hierdie bose regering van die dag, gaan hy omverwerp. Hy gaan oorwin. Dis waarvoor hulle uitgesien het. En dan sien ons hoe die goed nie uitspeel soos hulle gedink het dit is. Inteendeel, op die einde van die dag word Israel weggevat deur 'n sterk Babiloniese ryk. Dit wat vir hulle as belangrik was, Jerusalem, uit dit uit word hulle weggeneem, in ballingskap ingeneem, en daar's 'n paar mense wat natuurlik agterbly, en hierdie ouens het 'n klomp vrae. Jy kan nou natuurlik net dink, nommer 1 is dat die vraag is, okay, maar het God ons dan nou verlaat? Hoekom? Want was Jerusalem nie bestem om die stad te wees van waaruit God hierdie wêreld sou regeer nie? Is dit nie vanuit Jerusalem wat vrede en seën vir alle nasies sal voortvloei nie? Ek dink net aan die psalmdigter wat vir ons die volgende skryf. Hy sê, ja, die Here het Sion uitgekies, hy begeer dit as sy woonplek. Dit is my rusplek vir altyd, hier wil ek woon. Want ek begeer dit. Jy kan net vir jouself indink hoe hierdie ouens hierdie waarheid, hierdie plek vasgemaak het in hulle harte. Sion is die voedselvoorraad, sal ryklik seën, haar behoeftes sal ek met brood versadig,
Haar priesters sal ek met verlossing beklee en haar troue volgelinge sal uitbundig juig. Daar sal ek vir Dawid 'n horing laat uitgroei. Hierdie verwysing om te sê, dis juis uit hierdie gedeelte waar die koning na vore sal kom. Dis uit sy nageslag. Dis hier uit Jerusalem. Ek het 'n lamp gereed gemaak vir my gesalfde. Sy vyande sal ek met skande beklee. Maar sy kroon sal op hom skitter. En Jesaja, wat hierdie profeet is, wat aankondig, wat ons help, wat ons herinner, natuurlik aan die belofte wat vooruitgestel was. Vertel ons ook dat die rede van Jerusalem se agteruitgaan in die feit dat die tempel vernietig was, is die feit dat die mense van God, hierdie groepering wat gekies is, hulle het afgewyk van God, hulle het korrup geword. Dit is juis die verantwoordelikheid wat hulle gehad het om hierdie boodskap van God uit te leef, dit het hulle nie gedoen nie. Maar wat vir my besonder is in hierdie Jesaja 52 gedeelte waar ons hierdie gedig kry, dan kyk Jesaja deur dit wat hy vir ons skryf, of hy help ons om te kyk, van ouens wat op die stadmuur staan en wag hou, en dan ver buite op die heuwels sien hulle 'n boodskapper aankom. En hy's op pad stad toe en hy hardloop en hy skree, goeie nuus. En dis hoe Jesaja dit vir ons inpen. Hy sê hoe lieflik op die berge is die voete van die boodskapper van vreugde, een wat vrede verkondig, wat 'n goeie boodskap bring, wat verlossing verkondig, wat vir Sion sê, jou God heers as koning, luister na jou wagte, hulle roep uit saam met hulle jubel, want reg voor hulle oë aanskou hulle die terugkeer van die Here na Sion. Hoe lieflik is die voete. As jy mooi daaraan dink, hierdie voete is lieflik oor die boodskap, oor hierdie lieflike boodskap, oor die goeie boodskap wat gedra word. En dink net mooi saam met my daaroor, is dat Israel se God, ten spyte van Jerusalem se vernietiging, steeds as koning regeer, maar nie net dit nie, en dat God self eendag na hierdie stad sal terugkeer, sy troon sal bestyg en vrede sal bring. En die wagte wat op hierdie muur sin besing van vreugde oor die goeie nuus, dat God steeds regeer, en ek dink baie keer mis ons dit. Baie keer in die chaos van alles, dink ons, dat God is nie meer op die troon nie, hy regeer nie. Maar in die Nuwe Testament, dan sien ons hierdie amazing frase, wat herhaal word, hierdie goeie nuusfrase, wat in die Grieks natuurlik evangelion is, en wat op baie maniere verwoord word na evangelie toe. Soos jy mooi daaroor dink is, wanneer ons as gelowiges vra, glo jy die evangelie, dan bedoel ons, glo jy die goeie nuus? Jy sien daardie dag, toe God mens geword het, hierdie belofte realiteit geword het, hierdie frase wat uitgeroep is, wat aangekondig het, wag 'n bietjie, daar's heerskappy van 'n nuwe koning. In die Nuwe Testament gebruik die evangelies, juist hierdie frase, om al Jesus se leringe op te som. En dis hoe ons dit lees, as ek net een gedeelte uit Matteus 4:23 wil aanhaal, hy sê, en Jesus het in die hele Galilea rondgegaan en hulle sinagoge geleer, die evangelie van die koninkryk. En elke siekte, en elke kwaal onder die volk genees. Iets van Jesus wat aangekondig word, dat hy die boodskapper is, wat die nuus bring van God wat regeer. En Lukas stel ons hierdie gesprek op, wat Lukas vir ons skryf. Toe Jesus in Nasaret kom, waar hy groot geword het, het hy op die Sabbat na die sinagoge gegaan, soos sy gewoonte was. Toe hy opstaan om voor te lees, is die boekrol van die profeet Jesaja vir hom aangegee.
En hy het dit oopgerol en die plek gevind waar geskryf staan, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur vir die gevangenes om aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word en vir die blinders dat hulle weer sal sien, om die onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. So die manier waarop God se heerskappy beskryf word, dit het almal verbaas. As jy net saam met my dink, hoor, ek bedoel, 'n kragtige, suksesvolle koninkryk, ek bedoel, dit moet tog sterk wees en staat wees om sy wil uit te voer, en staat wees om die vyande te verslaan, maar dan kom Jesus in sy lering, en hy help ons om te sê, die grootste persoon in God se koninkryk is die swakste. Die een wat die armes lief het en dien. En hy het gesê dat ek en jy eintlik, as ons mooi daaroor dink, onder hierdie heerskappy van God staan, wanneer ons reageer op die boosheid in hierdie wêreld, deur ons vyande lief te hê, hulle te vergewe, en vrede te soek. Ek bedoel, dis 'n onderste bo koninkryk. Dis nie hoe ek en jy daaraan gewoond is, nie. Ek bedoel, daar was hierdie amazing, interessante storie in Matteus 8 vers 5 tot 9, waar 'n hooggeagte of 'n hooggeplaaste Romeinse offisier na Jesus toe kom en hom smeek om sy dienaar te genees. En hy noem Jesus self sy Here en erken dat Jesus sy gesag is. En Jesus prys hierdie man omdat hy erken wat niemand anderste nog geweet het nie. Dat Jesus nie net God se koninkryk verkondig nie, maar ook die koning was. En so versprei die woord natuurlik dat hierdie Joodse man van Galilea praat en optree asof hy die koning van Israel is. Ek bedoel, hy stel selfs 12 disippels aan wat 'n beeld is van Israel se 12 stamme. Hy genees mense, vergewe mense hulle sondes. En ek wil dit alles bedreig die leiers van Israel. En laat hulle op die einde besluit om dood te maak. Vir my die amazingste ding is dat Jesus laat dit toe. Dis 'n ander soort koning en 'n ander soort koninkryk. As jy maar daaroor dink, is besonder vreemd as jy wil koning word, né? Maar vir Jesus moes dit gebeur het, want daar was iets van wat kon verwoes was deur die mens. En Israel is net hierdie klein gedeelte, die mensdom is in opstand teenoor God, en dit het gelei dat hierdie wêreld tragies, tot verwoesting is. So hoekom God se heerskappy in hierdie wêreld dan 'n realiteit? En dit is wat die profete en Jesus verkondig het. En dit sou wees deur 'n opofferende daad vir sy vyande. En dis hoekom Jesus gekruisig is. En die evangelie beeld hierdie kruisiging uit as die troonbestuiging as die koning van die Jode. Hy ontvang 'n kroon, hy ontvang 'n kleed, hy word verhoog nie op 'n troon nie, maar op 'n kruis. Dis natuurlik as ons in Romeine lees oor Paulus wat vir ons skryf. Dan sê hy, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word. Hoe kan hulle hom dan aanroep as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf staan. Hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig. Hierdie storie wat gevoel in my en jou losmaak, maar ons inspireer tot aksie. Hierdie goeie nuus dat Jesus Christus oorwin het.
hy nou regeer as koning. Hy het met korrupsie hierdie sonde afgereken en vir ons het hy kom lewe gee. Lewe in oorvloed. Liefde het oorwin. En is in daardie gedeelte waar Jesus dan sy disippels, sy volgelinge uitstuur om die goeie nuus van die omgekeerde koninkryk te gaan verkondig. Sien, wat het jy gehoor van die goeie nuus? Van die storie van die koning. Want as jy hier waar alles vasgevang word in Johannes 3 vers 16 tot 17 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 'n Aangrypende storie, iets wat my en jou intrek, kan ons bewus maak van die grootheid van wie God werklik waar is, en hoe hy alles op lyn gebring het, sodat sy heerlikheid kan seëvier. Dit was nie net daardie oomblik, toe hy in die krib voorgestel is, aan die wyse manne, aan die skaapwag. Nee, dit is waar hierdie realiteit geword het van 'n storie van die begin af wat vertel is, wat oorgedra is van geslag na geslag, wat 'n realiteit geword het, en ek en jy deel van dit is. God wat immers nie sy seun na hierdie wêreld gestuur het om dit te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Liefde het oorwin deur hy wat gesterf het. En dis wat die Hebreërs ons herinner, wanneer hy vir ons sê dat ons sien nie dalk nou dat God se regering 'n realiteit is op hierdie wêreld nie. Maar wat ons wel sien, is Jesus, gekroon met eer en heerlikheid. Openbaring 21 vers 5 wat hierdie koning aankondig. Kyk, ek maak alles nie, dat ek en jy bewustelik hom sal raak sien, die koning van alle konings. God wat mens geword het, Immanuel met ons, hy het oorwin. Ek en jy kyk nou op 'n nuwe manier na alles, want ons oë is gefestig op hom. En net soos Jesaja aangekondig het vir Israel, al lyk dit nie so nie, ons koning regeer. Dis die goeie nuus. Dis die boodskap van Kersfees. En mag jy saam met jou familie en vriende, soos die Hebreërs skrywer vir ons sê in Hebreërs 12, en Eugene Peterson wat in die message vir ons dit net sê is, as jy voel dat jy so bietjie wegdryf, gaan die storie hoor, die storie van die koning, van Jesus Christus, woord vir woord. Ek sien jou vandag. Hierdie boodskap van bevryding, mag dit wees, waar familie en vriende om tafels saam sit en praat oor wat ons gehoor het. Kom ek bid saam met jou. So Here, dankie vir hierdie besonderse, aangrypende storie. Die goeie nuus. Dis die evangelie. Die koning het oorwin. Hierdie omgedraaide koninkryk is besig om hierdie wêreld wat gebroken was, deur dood, oor dit wat verkeerd geloop het, mense wat in opstand gekom het hy kom regmaak deur die liefde te betoon, dit wat anders is. Mag dit ons nuwe realiteit wees, waar ons wêreld engage, want ons sien U gekroon met eer en heerlikheid. In Jesus naam. Amen.